kykers, dankie dat jy weer inskakel en saam met ons kyk op die program Godsdienst en Koerante, waar ons kyk na verskillende godsdienstige gebeurtenisse en aspekte en dit bespreek. Ons saai uit vanuit die stasie Homebuys TV, jy kan dit opvang deur middel van 'n decoder skottel, gratis, free to air, of jy kan dit kry op die selfoon of rekenaar per streaming. En natuurlik hierdie program kan jy elke keer oproep op YouTube en ons stuur dit ook uit op WhatsApp daar vir u. Vandag is ons weer eens by ons. Regard, welkom Dankie oom. by ons. Ja man, nee, bly jy is hierso. Die somer is nou warm hierson, hè? Ja, is lekker. Ek geniet dit oom. Dis die beste tyd van die jaar is die somer. Ek wil 'n bietjie my koelte hê. Ek kom van die Noord-Kaap af. Daar's dit altyd somer oom. Die mense spot daar, hulle sê dat in die somer is dit somer. Ja. En dan in die winter is dit 'n bietjie koeler van die somer, is nog steeds somer, en dan lente is dit somer en dis almal altyd somer. Ai. Nee, wat ek bly weg daar. So ek geniet die somer, is lekker. Ja. Waar begin ons vandag oom? Man, iets interessants net oor die nuwe jaar, hierdie bruggie se opskrif is donker politieke wolke hang in 2026. Nou, ek kon nie berigte kry oor die politieke, oor die godsdienstige wolke vir die nuwe jaar nie, maar lyk my daar is hele paar wolke wat daar hang. Ons het laas keer bespreek daarvan, ons sal weer 'n bietjie bespreek daar. Maar ek sê so, op die oppervlakte lyk dit of die multilaterale wêreldorde goed werk. Maar wat skuil onder die strominge? Antonie van die Kerk verduidelik. Diplomate die wêreld oor mag dalk saamstem dat, ten spyte van hul beste pogings, die wêreld op 'n glybaan is na grootskaalse onstabiliteit. Tja. Nou ja, op die oog af is goeie vordering gemaak met konflik, bestuur, Trump gedrewe skietstilstand en vredesooreenkomste in Gaza en in Afrika. Maar, dan sê jy so aan die middelblokkie, die tafel is gedek vir 'n grootskaalse herstrukturering van die wêreldorde. Soos ek hoop nie die donker wolke word te erg nie. En op daai, hier is donker wolke oor Ramaphosa ook oom. Ja, Hy sê, Ramaphosa sê, jobs crisis keeps me awake. keeps him awake. Ja, nou is hy nou besig om te praat daar in die prentjie. En hy sê, dit sê so, President Cyril Ramaphosa has expressed concern over the high levels of unemployment in the country, revealing that the issue often keeps him awake at night. The issue of unemployment keeps all of us here on the stage awake, he said, adding that the gravity of the situation particularly troubles him personally. It especially keeps me awake at night in terms of trying to find solutions. Jy sien, die tragedie is dat dit word deur ekonomiese stelsels, hy volg 'n sosialistiese stelsel, wat nie werk skep nie. Ja, want die ding is met sosialisme, is dat jy, byvoorbeeld as ek vir hom sê, oom, kom werk vir my. Ja. Nee? Ek het nou nie regtig 'n salaris vir my, maar kom werk vir my. Die kans dat hy vir my gaan kom werk is skraal. Verstaan, want mense, hulle soek, die Engelse woord is incentive. Ja. Nee? Dit is wat mense druk om dinge te doen. Ja. Verstaan, soos byvoorbeeld, wanneer 'n kind goed doen op skool, dan kry hy 'n sertifikaat, verstaan nie, byvoorbeeld as hy goed doen met sport, daar's incentives, daar's dinge wat, Erkenning en beloning. ja, daar's beloning wat mense kry. So met sosialisme, die beloning wat mense kry is as ek nie werk nie, Dan kry ek al hierdie dinge, verstaan jy? So as ek kan bewys dat ek kan nie werk nie, of ek het nie werk nie, dan kry ek hierdie, en ek kry hierdie, en ek kry hierdie, en ek kan vir net daai kry, en ek vir net daai kry. So die incentive wat jy vir mense daar gee, is dat, hoorie, as ek nie werk nie, dan kan ek al hierdie goed kry. Verstaan jy? So dit hou mense op daardie vlak, in plaas van dat hulle Ja, dit is uit dit uitkom. So, maar tragies. ek twyfel baie sterk as hy in die nag wakker lê. Ja. Dan het ek 'n interessante brug hierso wat ek ter illustrasie hierso gebruik. Dit sê, SA should tell this bozo, the undiplomatic US ambassador to buzz off. Nou, dit is nou een skrywer, Bonnie Mthombothi,
en hy skryf in die Engelse pers, Sunday Times, wil hy nou wegdoen met hierdie stupid Amerikaanse ambassadeur wat ons Kan jy dit nou glo? hier gaan kry? Ja, nou sê, addressing the Senate Foreign Relations Committee during his confirmation as U.S. Ambassador to South Africa, Leo Brent Bozell set out his stall as a firm believer in the nonsensical fiction peddled by the Trump administration. Ja, so volgens hom is alles wat die Trump administration nonsensical nonsense, né? That the government was ill-treating or committing genocide against its own people and pursuing policies harmful to the interests of the U.S. As jy gaan kyk, nou in ons havens daar, lê daar bote van Rusland Kan jy glo? en Iran aan die buitekant en China ensovoorts. En selfs hulle vliegtuie. Ja, nee. That is harmful to the interests of US, tot ons eie ook daar. Tja. He was presumably coming out to stop all this nonsense. He would tell the esteemed lawmaker state his country's objection to what he calls South Africa's geostrategic drift from non-alignment towards our competitors, including Russia, China and Iran. Is baie interessant, hulle wil die Amerikaner nou weg hê, maar hulle soek sy geld. Ja, hulle wil hom weg, maar ook nie weg hê nie. Hulle is baie ontstel toe Trump sê, hy gaan nie meer vir geld gee nie. Ja. Nee. Fine. So hulle wil in dieselfde bootjie klim met Rusland en China, Ja. maar hulle soek nog steeds die ander mense se geld. Ja. Die steel van Amerika. Baie interessant. I would press South Africa to end proceedings against Israel before the International Court of Justice and to pressure the International Criminal Court prosecutor to discontinue this lawfare, which is belied by Israel's support for the ceasefire in Gaza and commitment to the rules of war throughout the conflict. Ja, dan gaan hy aan hier so en sê en praat nog 'n klomp dinge dan. In die middel sê hy so, but maybe we should cut Bozell some slack. He is, after all, no diplomat. Nou sê hierdie skrywer, een van die senior diplomate van Amerika is geen diplomaat nie. Just another right-wing bomb thrower who got the squishy job for bowing and scraping to Trump. Tja, kan jy dit glo? Nou is dit 'n gebalanseerde artikel of nie? Absoluut nie. Jy sien ongebalanseerd, maar nie almal besef dit nie. En mense moet hulle oordeel ontwikkel oor wat is gebalanseerd en nie. Hier is nou 'n prentjie van 'n boot oom. Ja, Hierso sê die Iraanse korvet Iris Nagdi is 'n Bayandar klas korvet van die Islamitiese Republiek van Iran se vloot. En dit is tans hier in Suid-Afrikaanse kuswaters. Kan jy wat soek dit hier? wat soek dit hierso? Kan jy dit Wat ons glo? met hulle al te doen daar? En dan hierso sê dit dan gaan dit aan, dit sê Amerikaanse Senaat te midde van vlootoefening. FSA moet sterker teen SA optree. Dit sê so president Donald Trump is reg om die Suid-Afrikaanse regering te behandel soos dit wat hy is, 'n teenstander van Amerika. Ek het nog altyd gewonder, jy weet, want ons is altyd in hande wat in al die verskillende kommunistiese lande. Want elke keer as een van hierdie kommunistiese lande se president doodgaan of iets gebeur, dan stuur ons altyd 'n baie publieke boodskap uit om te sê ons voel saam met julle en is ons komraad en al hierdie tipe van dinge. So dit is baie interessant. Tragies eintlik. Jim Risch, 'n voorsitter van die Amerikaanse Senaat se Komitee vir Buitelandse Betrekkinge, sê Amerika behoort sterker teen die Suid-Afrikaanse regering op te tree. En sê dit intussen wag verdere tariewe op lande wat met Iran sake doen nadat Trump op Truth Social gesê het hy sal verder tarief van 25% op die lande hef. Maar dis nou 'n Afrikaanse koerant en Afrikaanse verslag wat nou meer gebalanseerd is. Want Afrikaanse koerant is mos altyd die waarheid, nee? Altyd gebalanseerd. Of hoe? Ons sal sien so. Ons sal maar wag en sien oom. Hier is nou 'n interessante punt wat hierdie berig maak hierso en hierdie het my nogal getref hierso. Caracas, fake images flood social media platforms after Maduro raid. En die skokkende ding is, jy kan glad nie meer glo wat jy sien of wat koerante sê of TV sê of wat ook al of jou WhatsApp wat jy kry nie, jy kan nie. From AI deepfakes to recycled outdated images, a surge of visual misinformation
has inundated social media platforms after US forces seized Venezuelan leader Nicolas Maduro in a stunning raid on his Caracas home. Collectively racking up millions of views, the fake or misleading posts underscore a new digital reality in which hyper-realistic misinformation competes with attention with and often drowns out authentic images and videos following major news events. Sure. Soos die fake misleading posts, hulle druk die ware berichte uit daarso. But then part of an image, in the image which made Maduro appear younger was AI generated with Google's artificial intelligence tool Gemini detecting a synth ID, an invisible watermark meant to identify AI content. Social media users also shared an image claiming to show an American soldier posing with Maduro who has a bag over his head. But the image was from 2003 and shows the US capture of the Iraqi leader Saddam Hussein, press reports from the time show. Soos ons het nou net hierso hoe hierdie media geweldig baie bedrog en Ja, jy weet, jy kan nie ons moet leer om te onderskei. Jy kan nie meer net alles glo wat jy sien nie, oom. Ja. Ons het altyd gedink sien is glo, maar nou Ja, sien is glad nie glo nie. glad nie meer nie. Die disinformation watchdog NewsGuard said it identified 7 fabricated, mispresented images and videos related to the US operation in Venezuela, which collectively generated more than 14 million views in under 2 days on the Elon Musk-owned platform X alone. Dis baie views daai. Dus 14 miljoen mense het dit gesien. En dit werd aangestuur weer. Yeah, the trend highlights how a combination of AI slop, mass-produced content created by cheap AI tools that turn simply text prompts into hyper-realistic visuals and mispresented visuals circulated on social media feeds is blurring the line between fiction and reality. It's blurring the line between fiction and reality. Jy kan nie meer weet wat om te glo nie. Jy moet met geweldige onderskeidingsvermoë deesdae sit. While many of these visuals do not drastically distort the facts on the ground, the use of AI and dramatic out-of-context video represents another tactic in the misinformation arsenal, said Shaira Versolona, a senior analyst at NewsGuard. En is 'n baie interessante punt, want baie van hierdie video's wat hulle maak op YouTube ook, dan sal jy sien dat hulle gebruik sekere feite, Ja, maar dan word dit so bietjie verdraai en dan die res van dit is alles opgemaakte goed. ja. En dan baie van die goeders is AI generated foto's en goeders wat bymekaar gesit is en dit kry miljoene views. Ja, ja. En dis alles onthou, die mense maak geld. Vir elke view wat hulle kry, maak daai persoon wat dit gemaak het kry geld. So hulle hele doel is om geld te maak uit dit uit. Ja, ja. And one that is harder for fact checkers to expose because the visuals often approximately reality. So dit lyk jy kan nie meer verskil sien nie. Meeste mense kan nie meer die verskil sien. Amper onmoontlik. Ja. Amper onmoontlik. Hier het ons nou hierso een. Hier's 'n prent van 'n leeu. Oom. Ja, 'n leeu. Ja, 'n foto van 'n leeu Waar is die leeu? wat glo ontsnap het. In die Krugerwoudtuin. En rond nee. Hy loop hierso rond. Nou, dit sê hierso met hulp van kunsmatige intelligensie geskep. Oom. Kan jy dit glo? So daar Kunsmatige leeu. is 'n kunsmatige leeu. Dit sê so KI leeu saai groot paniek onder mense in Witrivier. Sjoe. Foto van die leeu wat waarskynlik ontsnap het en rondloop, het mense in Witrivier maar Mpumalanga op hol gejaag, totdat later bepaal is die beeld is met die hulp van kunsmatige intelligensie geskep. 'n Verteenwoordiger van die Witrivier Dierebeskermingsvereniging sê die foto is eers op 'n WhatsApp groep geplaas, hoofsaaklik as 'n grappie, en toe versprei. Hy het gistermiddag aan die burger bevestig dat sy span bevind die foto is met die hulp van KI geskep. Die burger het verder navraag aan Shanguba gerig oor of enigiemand aanspreeklik gehou kan word vir die paniek wat dit gesaai het, maar teen druktyd is geen terugvoer ontvang nie. Ja, wat gaan hulle kan doen? Hulle kan niks doen nie. Ek Hulle het kan daar niks doen gekry op my WhatsApp en ek het aanvaar dit is so. Maar dit lyk baie realisties, né? Ja. Ja, Ai. so. Iemand het my hierdie gestuur wat nogal 'n mens laat dink hiersom. En dit wys daar so 'n siek man en dit sê
he's starting to show symptoms of free will and independent thought. Hy begin nou tekens toon dat hy self kan dink en kan onderskei. Ai. En nou is die dokter se preskripsie daarso, put the news on the TV. Sjoe. Sodat hy nou kan kyk en eensydige inligting kry en nou weer verward kan word en nie onafhanklik kan dink. Nou, hier is my 'n verskriklike belangrike ding. Ja. Want ons moet onafhanklik kan dink, ons moet die Bybel lees, onafhanklik kyk wat die Bybel eintlik sê. Jy moet die berigte lees met onderskeiding, anders word jy totaal verward daar, soos Ek dink dit is een ding wat baie belangrik is wat ouers vir hulle kinders moet leer, is hoe om te redeneer en te evalueer. en hoe om te onderskei. Ja, Verstaan jy? ja. Om die onderskeidingsvermoë te kan hê. Ja. Want deesdae mense weet nie meer hoe om te redeneer nie. Hulle kan nie meer ordentlik, al verskil jy, maar nie die redenasies mense gebruik, kan nie eers 'n redenasie noem nie. So, ek dink dit is baie belangrik. Nou het ek hier so 'n interessante berig hierso, en ek wil dit gebruik ter illustrasie, en dit is in die burger. Die burger praat mos die waarheid. Ons En hoop dis maar nou, so. dis wat ons geleer is toe ek jong was. Dis nou 'n rubriek deur Gert van der Westhuizen, hy het nou 'n standpunt, hy neem standpunt in. En hy sê, onthou maar die joiners, nee. Nou, ek weet nie, joiners, ken jy daardie begrip, joiners, Wat is dit? joiners, Is dit- joiners. Ja, jy het eintlik in 'n ander era as ek groot geword. Net so klein bietjie. Ja, nee jong, daar's niks slegter op aarde as 'n joiner. Nou hy eindig af en so dan sê wat 'n joiner is. Hy sê die laaste keer wat 'n groep Suid-Afrikaners en veral Afrikaners so voor 'n buitelandse regering gekruip het. Ons kruip nou mos voor Amerika. Was toe die handsoppers en joiners gedurende die Anglo-Boereoorlog hulle aan die imperialiste se kant geskaar en die wapens teen hulle eie mense opgeneem het. So die joiners is die mense wat saam met die Teen die boere, teen die boere, ek verstaan. saam met die Engels gaan staan het. En die boere ondermyn, So. en hulle daar so verraai het, daar so verraaiers, en baie keer teen hulle gaan veg het ook daar so. Kan jy dit glo? Ja. Maar, kyk wat skryf hy nou hierso. Hy sê die Amerikaanse administrasie van president Donald Trump het in die eerste 2 weke van 2026 die een rooi lyn na die ander oorgesteek. Dan sê hulle die Trump-kultus dit getrou nagedoen deur die hoofstroom media en wetenskap verdag te maak en die gevare van klimaatsverandering te ontken. Nou hierdie ding van die wetenskap verdag maak beteken eintlik, hy sê eintlik jy bevraagteken evolusie. En dan jy die gevare van klimaatsverandering. Nou dit is 'n onderwerp waar 'n groot debat is of dit werklik is of dit siklusse verandering is of wat ook al. Maar dan gaan hy aan en kyk wat sê hierso. Hulle het blomme aangedra na die Amerikaanse ambassade toe Charlie Kirk, verkondiger van 'n onverdraagsame Christen fundamentalisme, dood is in 'n sluipmoord. Dit is nou die verraaiers wat die Amerikaners nou ondersteun, ons boere Afrikaners, wat vir Trump ondersteun, is nou joiners, en ons ondersteun. So hy vergelyk nou die mense wat nou Amerika toe is met as joiners. En ons wat hierso is, En selfs die wat Trump ondersteun of wat ook al, so hy dink, Ja. ek dink ieder is anders te om. Ja. Maar hy sien nou Charlie Kirk as 'n onverdraagsame Christelike fundamentalis. Nou, is dit 'n gebalanseerde siening? Is dit 'n gebalanseerde rubriek of nie? Kan nie dit glo. 'n Afrikaanse koerant. Ek wil graag, so baie keer wat hierdie tipe mense, hulle maak standpunte soos dit, nee, want hy sê hierso, hy is 'n verkondiger van 'n onverdraagsame Christelike fundamentalisme. Ja. Maar hy moet mos nou spesifiek wees. Hy moet ons nou punte gee. Wat is daardie spesifieke punte wat hy genoem het wat so onverdraagsaam is? Nee, wat, sommer alles daar. Ja, maar hoor wat ek sê. Ja. Maar die probleem met meeste van hierdie mense wat wanneer hulle sulke stellings maak,
Hulle is nie spesifiek nie. Nee, hulle sal sommer met 'n kwas. Ja, nee, maar jy moet spesifiek wees. Selfde- Jy moet altyd kan sê, hier is die punt, daar is die punt, hier is die punt. Nou sê hy, geen blom is oorgehou van die prokureur Bouwer van die kerk, wat dieselfde week vermoor is in die stryd teen korrupsie nie, 'n waar Suid-Afrikaanse held. Nou, daar's baie pro-ondersteuning gegee vir prokureur Bouwer van die kerk. Maar dat hy nou kom en hy sê Charlie Kirk is 'n verkondiging van 'n onverdraagsame Christelike fundamentalisme. Nee, Charlie Kirk het gebalanseerde, beskaafde waardes voorgestaan. Ek weet nie of hy die Gert van Rensburg ooit enige van sy video's of sy projek na gekyk het of wat ook al nie. En nou eindige af hierso. Dit sal hulle loon om 'n gedagte te hou dat Trump eendag nie meer daar sal wees nie. Maar die smet van Trump sal aan hulle bly kleef. Kan nie, is die ou haat hom met 'n passie, lyk dit my. Ja, jy kan hard, maar jy moet nie so ongebalanseerd wees in jou skrywe nie. Dit Maar is- ek dink maar net aan die woord gebruik en die manier hoe hy skryf. So, En vir 'n Afrikaanse koerant en Afrikaanse rubriekskrywer is dit bietjie baie erg daardie. kan nie glo. Hierso, dis nou 'n antwoord van Andrei Fourie Ja, uit die Parel. ja. Hy sê die rubriek is die swakste in 64 jaar. Ja, ek kan dit glo daar. Ek het nog nie so swak rubriek gesien nie. Dit lyk of Gert van der Westhuizen, onthou maar die joiners, die klitskwyt is van sy verdediging van die diktator president Nicolas Maduro en sy wanvoorstelling van die VN-sanksie tot sy karaktermoord van president Donald Trump en die ergste, sy beskuldiging teen Afrikaners as joiners, is die swakste wat ek in my 64 jaar in die politiek en die burger gelees het. Ja. Die demokrate in Amerika sal kan doen met so 'n mentaliteit van swart meerderry. So, Nee, dit is baie. baie goeie antwoord, né? Dankie vir André Fourie. Dan is daar nog, daar sommer vier briewe in een dag, een burger wat nou teen daardie brug beswaar maak. Hier's nou Bees van Potchefstroom. Hy skryf onder opskrif, dis bloot emosionele galbrakery. Gert van der Westhuizen se emosionele galbrakery op president Donald Trump. Onthou maar die joiners, nee. Laat vrae ontstaan oor sy objektiviteit. Dit wil voorkom asof hy hom blind staar teen Trump se karakter en alles wat hy doen klakkeloos veroordeel. Daarmee sing hy saam in die ANC koor. Daar kan toch sekerlik nie fout gevind word by Trump se eliminasie van die Iraanse kernwapenprogram nie, of by sy teenkanting teen die rassistiese program van die ANC nie, of by sy verwyding van die misdadige president Nicolas Maduro van Venezuela vernietigheid nie. Dit lyk ook nie of Van der Westhuizen 'n begrip het van waar dit werklik in Amerika gaan nie, om die land van sosialisme na 'n markgerigte ekonomie te stuur. So 'n program kry onvermydelik altyd teenkanting en die leier wat dit doen is altyd ongewild. Van der Westhuizen maak talle valse beweringe oor Trump en sy bron is duidelik die linkse media. Die burger verdien sekerlik beter. Ja, mens kan nou nie meer Afrikaanse koerante eintlik meer eers vertrou nie. Dan het jy so nog een. Slaan eerder meer ag hierop, Gert. Johan skryf vir ons van Veldrif af. Gert van der Westhuizen moet hom minder bekommer oor president Donald Trump se aanhangers ter plaatse en meer ag slaan op die regering ANC se houding teenoor Amerika. Ja, So, nie sleg. Dan die laaste een wat verskyn dieselfde dag in die koerant, skryf Koos van die Waterberge. Hy sê dis bloot emosionele oppervlakkige tirade. Gert van der Westhuizen se rubriek, onthou maar die joiners, nee, is werklik verstommend, polities, eensydig en oppervlakkig. Nou dis wat kykers moet probeer verstaan en nie verstommend, polities, eensydig en oppervlakkige berigte sommer so glo nie. Jy moet nie als goed moeds opeet nie, al is dit in 'n Afrikaanse koerant. Sy beskrywing van president Donald Trump en sy administrasie, asook diegene wat hulle ondersteun, is in wese 'n emosionele tirade sonder enige indiepte politieke besinning. Dit is verstommend dat sulke subjektiewe kommentaar toegelaat word. Ek kan dit nie mooi verstaan nie.
Van Westhuizen se woordkeuses val vierkantig binne die kategorie van subjektiewe, emosionele, sosiale media kommentaar. Sy verwysing soos Trump en sy trawante, plaaslike aanhangs van Trump, kruip voor 'n buitelandse regering en die smet van Trump beklemtoon in wese die kwaliteit van sy rubriek. Ja, die totaal ongebalanseerdheid daarvan. Die hoofstroom media is geneig om hulle nuusdekking en kommentaar voor te hou as betroubaar en gebalanseerd en beskou sosiale media potterings as ongekontroleerd. Maar nou het jy amper die teenoorgestelde. Ja. 'n Onlangse potsending van 'n plaaslike nuuswebwerf oor breedweg dieselfde onderwerp was egter indringend en vol vars perspektiewe. Die kontras tussen die kwaliteit van die twee kommentare skreeu ten hemele. Ja, maar ek is veral ongelukkig dat hy so vir hierdie arme Charlie Kirk nou so beskuldig van onverdraagsame Christelike fundamentalisme, maar lyk my hierdie Gert van Wysen verstaan nie eintlik waaroor die dinge gaan nie. As jy verstaan, kan jy nie sulke kommentare maak nie. Ek daag vir Gert uit om spesifiek te wees. Ja. Hy moet vir ons die punte gee. Ja, Jy kan nie net 'n stelling maak soos dit en nie vir ons punte gee nie. ja. Jy het my gevra, ek moet bietjie vir die mense hierso noem, ons het special op hierdie boek hierso, Die Groot Stryd. Nou eintlik moet ons vir Gert van der Westhuizen 'n kopie van stuur. Want hierdie boek, Die Groot Stryd, gee jou 'n bietjie die geskiedenis, die waardestelsels van waarvoor ons vriend Charlie Kirk daarvoor staan, wat hy in geglo het, né? Beskaafde westerse beginsels daarso. Hierdie boek gee 'n baie goeie oorsig oor die hervorming, die ontstaan Christelike waardestelsels. Dis op 'n special 2 van hulle vir R100 wat jy kan kry, moenie hierdie winskoop misloop nie. Lees dan kry 'n bietjie gebalanseerdheid, laat jy nie verwar word met sulke mense wat sulke nonsens daar skryf. So dit is 2 vir R100 Ja, en is nou posgeld ingesluit toe. So dis 'n baie goeie deal. en die posgeld kos amper meer as R100. Ja, so die mense moet vinnig speel. Eintlik verniet. Die nuwejaar special om. Jene, dit is baie goed. Jong, om nou oor te gaan na 'n ander onderwerp. Intergeloof byeenkoms in Kaapstad. Ja, ons het mos hierdie soortgelyke dinge taamlik bespreek. In die Grote Kerk was dit 'n groot storie gewees. Nou hierdie brug is weer oor Dr. Munther Isaac daar van Palestinië, en hy het ook voorheen gepraat in die Grote Kerk. Er was ook 'n bohaai gewees, as klagtes teen die dominee Rian daar gemaak. Hy is te onskuldig bevind, maar hy is nou weer in die land so pas gewees is al. En hy sê oorlog gaan nie oor geloof nie, soos die hele kwessie in die Midde-Ooste en Israel en Gaza, godsdienst het niks daarmee te doen nie, volgens hom. Dis interessant. Ja, dit is 'n nuwe storie, né? Nou gelukkig is dit hy wat so sê en nie die burger nie. Hy sê so, daar kan nie oor Palestina gehuil word, maar dan stil gebly word door Christene wat in Nigerië aangeval word, Jode wat in Australië aangeval word, of moslims wat in China geteken en onderdruk word nie. Ja, stem saam, jy moet ook kyk na die ander vervolgings elders. So Dr. Munther Isaac, pastoor van die Evangelisch-Lutherse Kersfeeskerk in Bethlehem, Israel, Vrydag gesê, toe hy intergeloof byeenkoms by die Masjidul Quds moskee in Gatesville in Kaapstad toegespreek het. Hy het gesê sy praatjie is nie 'n politieke lesing nie, maar die ervaring op grondvlak in Palestinië. Isaac sê die eerste Christengemeenskap was in Jerusalem, so hy wil weer noem, Christenskap is nie 'n westerse geloof nie, maar in Amerika en Europa word daar gereeld van Christenskap gepraat as deel van die westerse samelewing, of dit word in frases gebruik soos westerse Christenwaardes. Ja, Wel, dit is waar westerse Christenwaardes vandaan kom, Presies, is gebaseer op die Christelike geloof. ja, presies. So jy kan nie die twee van mekaar af wegvat nie, Nee, is ek probeer onmoontlik. afkraak, jy sien. Hy het in sy toespraak gesê die Palestynse Christene is Arabiere, wat eeue voor Islam ontstaan het, maar daar kan nie gesê word jy is 'n Arabiese Christen of moslim nie.
Hulle lyk dieselfde, eet dieselfde en het dieselfde gewoontes. Hulle aanbid in Arabies. En in Palestina kry mens letterlik die kerk en moskees langs mekaar in selfde straat, het Isaac gesê. Die vraag is, hoeveel Christelike kerke is daar oor in Palestina? Hulle is almal deur die moslims daar geëlimineer. Hoeveel Christene is daar? 'n paar honderd. As daar is, kruip hulle weg. Ja, die 10.000e is geëlimineer. En hulle het gevlug. Ja. Baie van hulle het gevlug na Israel toe. Presies, na Israel toe, oor die grens. Ek het 'n paar video's al gesien van mense wat van Palestina af gevlug het na Israel toe. Ja, En nou daar bly, ja, want hulle het vryheid daar. Hulle kan hulle Christenlewe daar uitleef, presies. sonder om te worry dat hulle doodgemaak gaan word. Ja, presies. Isak sê die belangrikste is hulle staan saam vir 'n vrye Palestina. Die Weste wil maak of hulle beklei en vra altyd aan Christen in Palestina, hoe gaan dit met hulle moslim bure? Ek antwoord altyd, ons bly al vir 1400 jaar langs mekaar. Ek dink ons het dit al uitgewerk hoe om saam te leef. Ek wens hulle het, want dit is nie wat die werklikhede uitwys nie. As dit so was, hoekom vlug die Christene? Ja, Volgens Isak wil hy verduidelik wat sionisme is en sê dit is 'n politieke en teologiese ideologie wat aandring op 'n Joodse staat in Palestina. Hy sê op die oog af kan mens vra wat is daarmee verkeerd en het bygevoeg dat hy die probleem eerlik en duidelik sou uitstippel. Sionisme is per definisie eksklusief en probeer 'n staat skep vir een groep mense wat gedefinieer word deur etnisiteit en geloof. En wanneer 'n staat gebou word wat gegrond is op 'n enkele nasionale geloofsidentiteit, diskrimineer dit teen die wat nie aan daardie identiteit behoort nie. In die Koran sê dit dat die wat, as jy 'n moslim is en jy verlaat jou geloof, dan moet jy doodgemaak. ja, Jy moet doodgemaak. presies, ja. Dis wat hulle glo. Ja. So, doen ek, wat hulle se doen dit ook. inklusiwiteit is hierdie dan nou? Ja. Verstaan, wat se vrede is om met almal in vrede saam te leef, as jy deel van die geloof is van die moslems of islam, dat as jy dit verlaat, dan moet hulle jou doodmaak. Ja. Verstaan, so, hoe werk daai dan saam? Ja, ongelukkig is sy boodskap wat hy oordra, dit is verwarrend en nie duidelik nie, en hy klink meer soos 'n moslim as 'n Christen. So. Dan het ons hierso nou 'n antwoord op dit van Dr. Henriette Klasing. Sy sê hierso, watter boodskap wil Munther oordra? Die berig van die besoek van Dominee Munther Isak aan die Mashdeel Ouds Moskee in Kaapstad het betrekking. Simbole kan kragtige betekenisse hê, soos die Nazi-party en die swastika as hulle embleem aangeneem het en dit met haat, rasisme en onderdrukking geassosieer word. Ander voorbeelde van simbole met betekenisse sluit in die kruis, 'n simbool van die Christendom, en die sekelmaan vir moslems. In die foto dra pastoor Munther 'n kafei gedrapeer om sy nek. Arafat het die kafei gewild gemaak as 'n simbool van geweld. Dit het 'n ikoniese deel van sy beeld geword. Watter boodskap wil Munther met die serp oordra? Ken Munther sy Bybel? Dan behoort hy te weet die term Palestina word glad in die Bybel gevind nie. Die streek is in die Nuwe Testament Judea genoem, byvoorbeeld Matteus 2 vers 1, Lukas 3 vers 1. Die term Palestina kom van die Romeinse naam Palastina, wat gebruik is om na die streek te verwys na die Joodse-Romeinse oorlog in 66 tot 73 na Christus. In 'n berig in News 24 oor die vergadering word gemeld dat Gift of the Givers betrokke was by die uitnodiging. Moet 'n Christenleraar se fokus nie eerder wees op Jesus Christus, die evangelie en sy goddelikheid en verlossing as die Israel-Palestina politiek nie? Baie goeie punt wat sy maak. Geldige vraag. As jy 'n werklike Christen, leierde as 'n Christen predikant is daarso, hoekom raak jy so by die politiek betrokke? En die ander punt is, en daar is die foto wat ons af in die laaste, waar hy daardie Palestynse serp kafee om hom dra daarso. Hy maak 'n stelling daarmee. Presies daar. Verkeerd. Hier is nou ook 'n berig, 'n respons van Dr. Elma Ross van Rosebank. Sy sê wekroep oor Palestynse Christene. Het is verblydend dat die burger 'n goeie voorbeeld stel deur 'n artikel oor die Palestynse prediker Dr. Munther Isaac se toespraak in Kaapstad te plaas.
Hoopelik sal meer lesers begin besef dat die Palestynse Christene hul herkoms kan terugvoer na die oorspronklike Christene en dat hulle ook ly onder Israel se diskriminasie sedert 1948. Maar die Palestynse Christene ly baie meer onder die Palestynse moslims as onder die Israelse Jode. Verder kan die mense net hoop dat kerkgangers hulle toenemend hul Arabiese Christen broers en susters van Palestina sal bystaan. En dat hulle weier sal lees as die hasbare propaganda wat milder deur Israel befonds word. Marlies Barnard skryf 'n artikel vir Dien Pleintjie. Dit was warm op die galery. Ek was self daar gewees. Ja, so sy is baie pro-Palestyn. Sy skryf baie briewe pro-Palestyns alles daar. Hier is nou 'n reaksie Ja? van Dominee Pieter de Jager van Reddersburg. Okay. En die titel hierso sê Jode en moslems voer 'n heilige oorlog. In haar wekroep oor Palestynse Christene konstateer Dr. Elma Ross se aanklag dat hierdie Christene al sedert 1948 onder Israel se diskriminasie ly. Ons het mos nou gesien wat sy daar gesê het, né? Sy is meegevoer deur die Palestynse prediker en Lutheraan Dr. Munther Isaac se toespraak in die moskee in Kaapstad. Daar het Isaac uitgevaar teen Jode wat met hulle hasbara Israel die regte en verwikkelinge van 'n westerse wêreld propageer ten koste van sukkelende Arabiese en Palestynse Christene. Oorlog gaan nie om geloof nie, sê Isaac. Tog dit juist daarom. Maar dan moet die aard van geloof voorgehou word. Dit is dat Jood en Moslem 'n heilige oorlog teen mekaar voer, waar hulle missiele Christene in beide lande tref. Christene wat nie meer aan hierdie wêreld wil behoort nie, maar hulle self as burgers van 'n hemelse koninkryk beskou. Isaac en Ross skaar hulle by hierdie Palestynse en Arabiese Christene teen 'n moorddadige Joodse nasie. Maar waar voel die Christene in hierdie konflik hulle self die veiligste? Ek is van oortuiging dat dit by die Israeliese Jode is. Al is die Joodse deel van Jerusalem en haar omringende grondgebied reeds deur God ontwy as gevolg van hulle ontrou en spieelbeeldvorm van 'n verlore Gaza, kom hulle die naaste daaraan toe om voor die hekke van 'n nuwe verbond in hulle godsdiens tot vervulling te kom. Romeine 9-11. Bid vir die vrede van Jerusalem word vandag gepleit in baie Christenlande. Psalm 122. Dit is daardie vrede van oorgawe van 'n bruid wat in 'n nuwe gewaad waar die hemelse bruidegom met vreugde tegemoet gaan. Openbaring 21 vers 2. Dit is baie interessant, want as jy gaan kyk, is dat baie keer die oorlog wat al gevoer is reg deur die geskiedenis, is veral met Islam, is dit alles te doen met godsdienst. Godsdienstige Verstaan, dit is nie net van, verstaan nie, want dit is direk so in die Koran. Ja. Verstaan, dit gee vir hulle dat die mense wat nie glo nie, die ongelowige is, kan hulle uitroei, kan dit so doen. Verstaan, so, dit is definitief te doen met godsdienst. Jy kan nie dit uit die prentjie uithaal. Nee, absoluut, ja. Jy weet, laat my dink aan hierdie wat baie mense quoteer, bless Israel. It pleased the Lord to bless Israel. Blessed is he who blesses you, and cursed is he who curses you. Dis nou Numeri 24, 1 en 9 daar. Nou, party mense sê die was net geldig op ou Israel en nie meer vandag of wat ook al nie. Nou, vir my maak dit nie saak nie. Ek glo elkeen het 'n reg tot oorlewing. Ja. En wat gebeur daar in die Midde-Ooste is dat al die terroriste wil net vir Israel en Jode uitwis. From the river to the sea, so het hulle gepreek het daar in die grote kerk, moet almal verwyder word, uitgewis word. Hulle wil eintlik nog 'n holocaust doen op die Jode weer eens. En nou, waar die Jode self daar so verdedig, nou is hulle die probleem daar. So dit is 'n diep gaande, baie tragies. Ek wens daar kan oplossings kom, maar mense het vasgestelde idees aan elke kant, jy weet, is as hulle nie wil insig te kry nie. Nou, iemand het my, een van die kykers my gestuur 'n video hierso, wat sê, your tax money is being used to fund Palestine.
while South Africans still don't have reliable electricity, water or safe streets. Here's the full story. Tja. Nogal baie interessant en ek dink ek speel 'n stukkie hiervan, want eintlik is ons regering deur die moslems gekap. Sure. Daar's geweldig sterk invloed van die moslems in ons regering en daar was daar so geweldige pro-Palestynse invloede en party skrywers was daar dat die NG Kerk is ook amper feitelik gekaap deur die moslems met hulle deel van die preekstoel en al daai tipe dinge. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie interessante video wat hy so sê. South Africa's government can't keep the lights on, can't keep the water clean, and can't keep criminals off the streets. Yet, somehow it has the money, time, and political will to bankroll a foreign embassy and welcome refugees from a war thousands of kilometers away on a different continent. In a time when ordinary South Africans are drowning under collapsing services and economic freefall, the ANC government is pouring millions into propping up the Palestinian cause, funding embassies, and aligning with the Middle Eastern militants, even as it shuts down ties with thriving democracies that could actually help rebuild this country, showing how South Africa's leaders constantly prioritize ideology above national survival. Not only has South Africa recently welcomed Palestinian refugees, but over the past 5 years, maintaining the Palestinian embassy in Pretoria has cost the South African taxpayers around 10 million rands, or just over $600,000. As Dr. Corneille Mulder from the Freedom Front Plus recently pointed out, the embassy of the State of Palestine in Pretoria is being kept open at immense expense to the South African taxpayer, and we are the ones paying for it. And remember, this is a state whose independence isn't even recognized by a total of 36 UN member states, including not recognized by the United States, Germany, Canada, and Japan, all of whom count among South Africa's most important trading partners. Yet the ANC government goes out of its way not to only ally with Hamas against major world powers and potential allies, but it even forces the South African taxpayer, you and me, to fund an embassy representing a terrorist Middle Eastern regime of Hamas. All while embassies of free but sovereign nations like Taiwan are also being closed down or forced out of Pretoria. The ANC's love for Palestine dates back to when Nelson Mandela was first released from prison. During his very first international tour after the release, Mandela met not with Soviet or Cuban politicians who for decades had financially and logistically supported the ANC's struggle against apartheid. Mandela rather opted to meet none other than the man who at the time served as the chairman of the Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat, who would of course later become... Ja, interessant, nou daar is 2,5 minute, die hele videoetjie is daar 8 minute, die kykers kan maar vra as hulle die hele ding wil luister daar, maar dit wys jou die gebrek aan balans, né, wat ons nou die Hamas ondersteunde ambassade in Pretoria moet ten volle befonds. Dit is nie vir my korrek nie. Ja, dit is skrikwekkend. Ek het eers dit geweet nie. Ja, nou as kerke, soos die NG Kerk, nou nog 250.000 rand wil ek gee, en wat word daar van plane gaan help om vrede te bewerkstellig, help my hier pomp geld hierso. Tja. En, ons het nou hier in Nelson Mandela University is now incorporating the following requirement as part of the tender data tender requirements. En toe ek hierdie lees, toe kon ek het amper nie glo nie. Ek was geskok. Maar jy sê, wat geskok hierso? Jong, it says, so as per Senate resolution taken during 2024, one of the elements which was endorsed by senators including the following. Require the university to refrain from entering into business negotiations and or contractual agreements with businesses and or companies of Israeli origin. Kan jy het glo? Ja. And or that are complicit in supporting Israel in oppressing the Palestinian people. Ja. En so as jy net
jy hoef nie eers in besigheid te wees met hulle nie. As jy net Israel steun, Ja. dan kan jy niks met die Mandela Universiteit doen nie. Ja. Kan jy dit glo? Ja, ek kan nie glo want ek het gesien, ek was by die grote kerk gewees en daar het Ellen Boesak, dominee Ellen Boesak, 'n geweldige sterk pleidooi gelewer laat Stellenbosch Universiteit en Kaapstad Universiteit moet dieselfde doen en ook so optree. Ja. Ja. Nou hier is 'n berig en dit sê UCT identity at stake in court case challenging Israel resolutions. Universities Council had taken a stand for academic freedom in Gaza, where most schools and universities have been bombed into obliteration. Soos UCT dieselfde gedoen as wat NWI nou daar gedoen het daar, en toe het een van die professore daar, professor Adam Mendelssohn, hy maak nou 'n hofsaak teen die universiteit om daardie besluit omgedraai te kry, en hy sê it publicly and unlawfully violates the principle of academic freedom. Ja, maar nou, hier is die ding, so, jy kan nie nou daar betrokke raak nie, net omdat jy spesifieke gedagte het, of verstaan, jy glo iets spesifieks, en as gevolg daarvan, nee, ons mag nie, maar waar is die vryheid daarso? Dan is dit mos dictatorship. Ja. Dit is baie navorsing wat gedoen word in Israel, is baie verslae wat uitkom daar. Nou kyk net interessant, heel regs in die Koran daar is 'n berigkomment deur Elma Ross, jy het nou net, ons het daar brief daar gelees, ne? Scrutinized the intellectuals probing Israel's actions. Soos elkeen wat nou hulle steun moet ondersoek word. Ek gaan nou nie daardie brug van haar lees nie, maar het was my net interessant, laat sy nou daar kom. En dit sê so heel onder Dr. Ross holds a DED, Psychology of Education, and has worked in the Far East and the Middle East teaching at universities. So sy is baie anti-Israel. Jong om 'n bietjie te verander van onderwerp. Ja. Ons het mos laas keer gepraat oor die gereformeerde kerk en wat daar alles aangaan. Daar gaan baie dinge daar. Ons mos beloof, ons gaan hierdie brug lees daar, so, né? So, die mannekultus, ek sê hom nou daar, die mannekultus. So hierso sê dit nou, is die gereformeerde kerk dan 'n mannekultus? En dit is nou, ons gaan nou voort van waar ons laas keer gestop het. En dit sê so, dit lyk asof meer as die helfte van die synodegangers van die gereformeerde kerk minder as die helfte van die evangelie van Jesus Christus verstaan, skryf Dominee Wim Vergeer. Om 'n artikel hieroor vir rapport te skryf is nie eintlik my wens nie. Kerklike sake moet immers op kerklike wyse besleg word. Maar deur die toepassing van bepaalde kerkordelike reëls word voorstanders van die vrou in die amp, WIDA, al vir verskeie synodes gemylband en selfs van afvaardiging na die synodes weerhou. Die skokkende en hartseer besluit van die synode roep egter tot getuienis. Dit lyk asof meer as die helfte van die synodegangers minder as die helfte van die evangelie van Jesus Christus verstaan het. Suiwer Bybelse waarhede wat die kerk oor eeue heen bely en die saak van vroue in die amp raak, word nou deur die synodebesluit ondergrawe. En dan sê hy, die waarhede is die volgende. 1. Die kerk is deel van die koninkryk van God, wat 'n geestelike ryk is. Jesus self sê dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, Johannes 18. En Paulus getuig dat vlees en bloed, dit waarmee 'n mens van nature gebore is, nie aan hierdie koninkryk deel kan kry nie, 1 Korintiërs 15. En dan tweede punt, toegang tot hierdie geestelike koninkryk geskied slegs deur 'n tweede geboorte, die wedergeboorte, Johannes 3, wat 'n kragtige daad van die Heilige Gees in die mens is. En dan die derde punt, die Heilige Gees gee 'n geestelike gawe aan elkeen wat weergebore word en tot geloof kom. Die Gees gee dit aan elkeen soos hy wil, 1 Korintiërs 12. Onder hierdie gawes stel ook die gawes van herder en leraar wees, en die gawes van barmhartigheid en versorging. En die vierde punt, dit is hierdie gawes wat met die wedergeboorte ontvang word, wat gelowige persone bekwaam maak vir die besondere dienste van predikant, ouderling en diaken.
In die lig van hierdie kristalhelder en suiwer Bybelse waarhede, sal selfs mense wat nie teologies onderlê is nie, insien dat dit teenstrydig is om geslag as absolute voorwaarde te stel vir die toelating tot die ampte. Die toelating van toegeruste en geroepe vroue tot die ampte het niks met feminisme, liberalisme of 'n woke kultuur te doen nie. Dit is die duidelike implikasie van die evangelie van Jesus Christus. Baie interessante Siening, nee, dit is nou sy siening daar. Ja, want hy gebruik nou goeie teksverse hier, maar ek probeer nou uitfigure hoe hy nou hierdie gevolgtrekking maak uit hierdie teksverse. Ja. Maar kom ons lees verder en sien ons. Die swygebod aan vroue in 1 Korintiërs 14 word immers voorafgegaan deur die duidelike uitspraak in 1 Korintiërs 11 dat vroue wel in die eredienste mag bid en profeteer. Die woord mag verkondig. Hoe profeteer 'n mens as jy moet swyg? Die voorskrifte aan vroue in 1 Timoteus 2 raak duidelik vroue se algemene gedrag in die samelewing. Dit betref hulle kleredrag, versierings en optrede as eggenotes en moeders, en is daarop gemik dat die gelowige vroue van Efese, volgens die verwagting van die samelewing destyds, as deegsame en geloofwaardige getuies van die evangelie sal optree, sodat alle mense in Efese gered kan word. 1 Timoteus 2. Ons kan nie net die swygebod aan vroue as ewig geldend beskou en dan maak asof die ander voorskrifte in hierdie gedeelte, waaronder redding deur kindergeboorte, nie bestaan nie. Baie meer sal seker oor hierdie 2 tekste gesê kan word, maar om te midde van soveel onsekerheid onder gelowiges jou eie interpretasie van hierdie skrifgedeeltes tot so 'n mate te verhef, dat jy op grond daarvan medebroeders en susters in Christus uit die kerk wil verban, verg seker 'n hoë mate van eie sinnigheid en die uiterste eksegetiese hoogmoed. Egte gereformeerde eksegese gaan immers altyd uit van nederigheid en van die ootmoedige belydenis dat ons van nature geneig is om verkeerd te verstaan. Tog is hierdie hartseer besluit nou geneem. Eintlik is dit 'n skande en 'n verleentheid vir die kerk. Is ons nog 'n kerk van Jesus Christus of is ons besig om te verander in 'n soort mannekultus wat onder 'n dun, krakerige vernislaagie van vroomheid en regsinnigheid eintlik maar aangedryf word deur die enorme sosio-politieke angs? Het vroue 'n amp nodig om die Here met hulle gawes te dien? Vroue swyg in ieder geval nie in die kerk nie. Hulle regeer in die kerk deur stemreg. Vroue diakens is lede van die kerkraad en neem saam besluite. Deur in die eredienste te sing, leer en onderrig vroue. In weerwil van die simplistiese verstaan van 1 Timoteus 2, wel die gemeente. Vroue tree op as blokleiers, as voorsitters van diensgroepe, as kategete, en vroue doen huisbesoeke en vertroos siekes met die woord en gebede. Hoe meer 'n mens daaroor nadink, hoe minder maak die synodebesluit sin. En dan sluit hy af hierso. Maklik sal dit nie wees nie, want die swakkes sien nie hoe swak hulle eintlik is nie. Maar laat ons dit probeer, in die hoop en verwagting dat die God wat wonders doen 'n volgende synode, wat dalk uit meer verteenwoordiging en volwasse afvaardiging van die kerk mag bestaan, tot ander instigte sal lei. Dr. Wim Vergeer is emeritus predikant van die Gereformeerde Kerk se Kreersdorp gemeente. So dis wat hy nou hierso vir ons geskryf het. Ja, baie interessant, jy sien, hy's 'n afgetrede dominee van die Gereformeerde Kerk. As hy nog steeds 'n dominee was, dan wonder ek of hy so 'n brief sou geskryf het, want hy gaan nou direk teen sy kerk. Dis sy siening, hy's regtig hy siening daarso. Maar as hy afgetree is, dan kan hy niks meer aan jou doen nie, dan is hy so half veilig. Maar dit wys jou selfs in die Gereformeerde Kerk is daar verskillende sninge ensovoorts. Ja, en die ding is, van die minderheid. hier is 'n paar goeders wat hy noem, wat ek mee saamstem. Ja. Byvoorbeeld, natuurlik is daar rolle wat vroue vervul in die kerk. Verstaan, ons sien dit baie duidelik. Ja. En dit was selfs so gewees in die vroeë kerk, was daar rolle wat vroue gespeel het. Ja. So dit is nie om te sê dat vroue moet kerk toe kom, hulle moet niks doen en moet aan een kant gaan sit en niks verstaan nie, dit is nie die punt ek dink wat gemaak word nie. Ek dink die punt wat gemaak word, hoe ek het verstaan, is dat
daar is verskillende rolle wat God vir ons gegee het. En gesagsrolle ensovoorts, en Ja. leierskapsrolle en verantwoordelikheidsrolle. Verstaan jy, jy kan nie regtig wegkom daarvan nie, want dan moet jy ook sê, as jy gaan teruggaan in tyd, in Jesus se tyd of in die vroeë Christelike kerk, en dit wat Jesus vir die disippels gegee het om te doen, en die kerk wat daardie gestig was, sou hy dan ook gesê dat dis 'n mannekultus, want al die leiers was net mans gewees, verstaan? So, Disciples. ja, so dit is, En mens moet pas op, versigtig wees. ja, Nou ja, op daardie skrywe was daar 'n baie interessante respons gewees, 'n briefie deur Kobie Venter van Waverley, daar in Pretoria. En hy sê so, gaan kerk nou dominees ook tig, soos ek getig is. Nou skryf hy, sê volgens Netwerk 94 se webwerf was er op 12 Januarie om 13:45 'n totaal van 611 kommentare van lesers oor die 2016 GKSA synode se besluit oor vroue ouderlinge, wat in 3 rapportartikels verskyn het. Ja, er was baie kommentaar, baie reaksie ensovoorts. Dit blyk dat van die kommentare ook deur gereformeerde lidmate en predikante geskryf is. Die kerkraad van die Gemeente Kerk Brooklyn, dis daar in Pretoria, ek het ook daar gebly in Brooklyn op vir 'n ruk, het my in Februarie 2023, dit is 2 jaar gelede, vir 1 jaar onder tig geplaas. Nadat 2 artikels in 2019 en 2023 in rapport en openbare media verskyn het, waarin ek my uitgespreek het oor kwellings wat ek oor die kerk het. sure. Nou, baie van ons kykers is baie ingelig. Ek sou baie graag daardie 2 artikels wou lees wat hy toegeskryf het, asof van die kykers is wat daarvan weet en op rekord het, stuur my, ek sal graag wil sien, is interessant historiese verloop. Nou, die werklikheid is, dit help nie eintlik om jou kerk aan te vat in die openbare koerante en die bereik niks nie, kom nêrens nie. Vat dit deur die kanale, maak 'n geveg op die streekse nodes ensovoorts, soos hulle het toe gevoel, nee, dit is nie korrek nie. Nou sê verder, my appel teen die kerkraad van die Gemeente Kerk Brooklyn se besluit om onder tig te plaas, het nie by die streeksynode geslaag nie, nadat die appeldeputate van die streeksynode Pretoria in 2024 beslis het dat kerksake nie in openbare media bespreek mag word nie, omdat dit nie tot eer van die Here is nie. En al te punt daar, dit veroorsaak net meer en meer twis. Jy moet dit probeer intern volgens daardie kerk se riglyne oplos. Nou wil ek graag by die gereformeerde kerkvaders verneem, of al die lidmate en predikante van die gereformeerde kerk, soos Dr. Wim Vergeer, ja, en jy het nou net sy brief daar so gelees, né? Oor die mannekultus, wat in 2016 gereformeerde synode se besluite oor vroue ouderlinge in rapport en openbare media bespreek, ook deur hulle onderskeie dopper kerkrade onder tig geplaas gaan word. Interessant, hy was onder tig geplaas want hy het die dinge koerante toegeneem, en nou wil hy weet of die dominee Dr. Vergeer ook onder tig geplaas gaan word, en wat van al die ander wat reageer aan die koerante van die Gereformeerde Kerk. Ja, interessante gebeurtenis daar. Hier het ons nou 'n reaksie en 'n antwoord Ja, van Johannes de Villiers ja. op die wat ons gelees het van Wim Vergeer. En het sê so die opskrif is amp, skrif en gehoorsaamheid. Waarom die breuk nie oor mannekultus gaan nie. Sê die onlangse besluit van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika om formele bande met die NG Kerk af te skaal, het weer die beskuldiging laat opvlam dat 'n klassieke gereformeerde amptsverstaan 'n sogenaamde mannekultus sou wees. Hierdie etiket klink moreel skerp, maar dit verduister die werklike vraag. Die kern van die saak is nie geslag nie, dit is gesag. Spesifiek die gesag van die skrif. Volgens die openbare beriggewing het die GKSA al besluit gemotiveer met diep
en onoorbrigbare teologiese verskille oor skrifbeskouing en belydenisgebondenheid. Die verstaan van sonde en die kerk se leer oor huwelik en verhoudings. Dit is belangrik om dit te hoor. Die preek word teologies gemotiveer, nie sosiologies of kultureel nie. Dis 'n belangrike punt daar, nie? Dit word is- teologies gemotiveer en nie kultureel of die gees van die tyd nie. Daai is baie belangrik, want ons kan so maklik, kan ons, byvoorbeeld ek het letterlik nou die dag, ek vra vir AI, vra ek 'n vraag. En die manier hoe hy my antwoord, ek kan nie glo hoe hulle hom geprogrammeer het om so 'n antwoord te gee nie, want dit is hierdie draadjies wat geloop word, want hy wil nie regtig vir jou die antwoord gee nie, want dit is polities inkorrek, verstaan? En is amper dieselfde, dit word nie gebaseer op die waarheid wat ons sien in die woord nie, dit word baseer op ons omgewing en nie op tone te trap nie, en wat is die sienings van die tyd. Samelewensgebruike en gewoontes ensovoorts. Die Bybelse raamwerk vir amp is konsekwent. Belangrike punt. Christus alleen is hoof van die kerk, Efesiërs 1. Amp is nie reg of beloning nie, maar 'n diens aan die woord, onder die woord, waarvoor leraars self strenger geoordeel word, Jakobus 3. Dit pas nie by 'n kultusbegrip nie. Dit is 'n roeping onder oordeel. Wanneer Paulus oor leer en regeergesag skryf, in 1 Timoteus 2 en 3, grond hy sy voorskrifte nie in plaaslike gebruike nie, maar in die skepingsorde, Genesis 2. Sy argument beweeg terug na God se oorspronklike bedoeling. Ja, dis 'n baie belangrike punt daar. Ja. Dit is 'n fundamentele vertrekpunt. En ons sien ook Paulus wat sê, dat vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, né? En daai is ook 'n groot probleem in die Christelike kerk, want dis soos in, wat beteken dit? Ja, Verstaan nie? Wat ja, beteken dit om, beteken dit nou, die man is hierdie diktator, en die vrou moet maar net luister, en verstaan, wat beteken dit? Maar dan, Paulus stop nie daar nie, dan sê hy, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief het. So hy gee die voorbeeld van die man en die vrou, gebruik hy, dit is Christus en die kerk, verstaan? En dit is daai sinergie, die samewerking, maar elkeen het 'n rol om te speel. Verstaan, God het vir ons daai struktuur gegee. Ja. Om hierdie motivering as bloot tydgebonde te herklassifiseer is om die teks se eie grondslag te ignoreer. Die skrif self gee die waarom. Die Bybel leer gelykwaardigheid in Christus, Galasiërs 3, maar handhaaf onderskeid in roeping en funksie, 1 Korintiërs 12. Verskil is nie onreg nie, dit is orde. Baie belangrike punt, want almal kan nie dieselfde ding doen nie. Nee. En God het ook nie ons geskep om almal dieselfde ding te doen nie. Selfs as jy kom byvoorbeeld, daar's baie mans wat nie in leierskapposisies moet wees nie, want hulle het nie daardie talente gekry nie. Ja. Hulle het nie daai gawes gekry om 'n leier te wees nie. Of 'n leier in die kerk te wees, ek dit so stel. Verstaan, so, en net so dieselfde met geslagsverskille, het God elkeen spesifieke dinge en rolle gegee, wat ons moet uitleef. Om elke onderskeid as onderdrukking te benoem, plaas 'n moderne etiese maatstaf bo die skrif. Presies die skuif waarteen die reformatie gewaarsku het. Die kerk is scriptura verbi, skepping van die woord. Nie die skepper van haar eie norme nie, 1 Timoteus 3. In hierdie konteks is dit betekenisvol dat die moderator van die NG Kerk, Dominee Jan Libbe, in reaksie op die GKSA besluit gesê het dat die kerk graag by die GKSA sou wou verneem hoe hulle jongste besluit oor vroue in die amp en gemeentes wat van daardie sinode besluit verskil, vertolk moet word. Hierdie vraagstelling onthul die werklike breeklyn, waar die GKSA sinodale besluite as bindend ag binne skrif en belydenisraamwerk, word daar elders ruimte gelaat vir uiteenlopende praktyke na 'n besluit. Die verskil is dus nie bloot oor wat besluit is nie, maar oor wat 'n besluit beteken, wanneer dit uit skrifafleiding voortspruit. Baie belangrike punte hierso. Sjoe. Hier lê die gevaar, wanneer die kerk se orde uiteindelik bepaal word deur proses, gesprek en ruimte, eerder as deur gehoorsaamheid aan die geopenbaarde woord, skuif die locus van gesag. Ja, die woordjie gehoorsaamheid, as jy fokus verloor op gehoorsaamheid, dan skuif die fokus.
En die hele ding is, as jy kyk, ek het nou daag gesprek gehad, ons 'n Bybelstudiegroep, en toe sê ek, die punt wat uitgekom het, dat die mens se natuur, Ja, ons het 'n sondige natuur, ja. en van nature hou ons nie van ongemak nie. Ons hou daarvan om gemaklik te wees. En deel daarvan, dit is hoekom dit maklik is om te sondig. Want dit is baie keer moeilik om nie te sondig nie. Dit is Jy moeiliker moet standpunt inneem. om te staan en te sê, nee, ek gaan nie hierdie doen nie, ek sal eerder gehoorsaam wees. Ja. Dit is 'n moeilike, Ja. verstaan? Dieselfde as ek kyk na my kind, Ja. en ek sê vir haar, ek leer vir haar mooi hoe om gehoorsaam te wees. Baie keer is dit nie altyd maklik om gehoorsaam te wees nie. Maar die hele punt is, ons moet dit doen ten spyte van ons gevoelens en ons emosies. So wanneer ek iets lees in die Bybel, en ek sê, maar, ek hou nie hiervan nie. Nee? Gaan ek nie probeer myself te regverdig en kyk, maar hoe kan ek om dit kom nie? Ek moet dan maar my emosie, my gevoelens wat ek het, een kant toe skuif en sê, luister jy, maar ek is 'n Christen, ek wil graag die woord volg, kom ek doen dit in elk geval. As 'n mens gehoorsaam wil wees, Ja. maar baie mense se vertrekpunt is nie dat hulle gehoorsaam wil wees aan die skrifte en ook nie wil hoor wat die skrif eintlik sê nie. Dan word waarheid iets wat bestuur word, nie iets wat ontvang en bewaar word nie. Jesus se woorde bly beslissend. Waarom noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Lukas 6. Wat is dan die regte Bybelse uitvoering? Nie hardheid of triomf nie, maar getrouheid. Die GKSA se optrede, hoe pynlik ook al, volg 'n bekende skrifpatroon om eenheid te soek in waarheid. Efesiërs 4. En om waar fundamentele skrifbeskouing verskil, eerlik die gevolge daarvan te dra. 2 Johannes. Dis nie die skering om die waarheid te ontduik nie, dit is onderskeiding om die waarheid te bewaar. Die beskuldiging van mannekultus verduister dus die werklikheid. Die vraag is nie of die kerk liefhet nie, dit moet sy doen. Die vraag is wie sy gehoorsaam. Die profeet waarsku, moenie die ou paaie versit wat jou vaders gemaak het nie, Spreuke 22. En die Here roep sy kerk steeds, spreek Here, die dienskneg, luister. As hierdie gesprek iets moet doen, laat dit ons oë oopgaan vir die kern. Die kerk se toekoms hang nie aan 'n nuwe etiket of breë ruimte nie, maar aan hernieude onderwerping aan die woord van God, ook wanneer dit ons dier te staan kom. Onderwerping aan die woord van God. Pragtig. Ja, hierdie Baie goed geskryf, ons sê baie dankie vir Johannes de Villiers. ja, Sjoe, wonderlik. Ja, jong, kyk, die tyd het al klaar uitgeloop. ek sien so oom. Ek sien hier soos 'n sirkulêretjie wat sê minstens 6 GKSA gemeentes, dis gereformeerde gemeentes, Klerksdorp, Kaapstad, Benoni, Linden, Strand, by ons, die Bult, Potchefstroom, het tans vroue as ouderlinge, wat nou moet kyk na hierdie besluit en dit implementeer daar. Ja, sterkte. Dankie kykers, ons praat volgende week weer oor interessante onderwerpe, skakel weer in. Mooi bly, mag die Here u seën, totsiens.